By Renaissans wil ons die pad van verkenning stap. Daar word uit vele filosofieë en wetenskaplike bronne geput. Ons besef dat elke individu sy of haar opvoeding en ervaring met hulle saamdra en as verwysingspunt gebruik wanneer hulle kommunikeer. Ons luister dus na mekaar en ag niemand se insigte as imperatief nie, maar eerder as aanvullend, met inagneming van waar hulle hul op hul reis bevind. Omdat Renaissans 'n familie van oop, denkende en eerlike reisigers is dit vir ons belangrik om gereeld met mekaar te praat. Ons skram nie daarvan weg om moeilike sake onder die loep te neem ten einde saam te groei nie. Ons verwag nie eenparigheid nie, maar streef na dialoog waarbinne respek, 'n oop gemoed en egtheid die weg baan tot nuwe moontlikhede. Dit beteken natuurlik dat ons nooit finale antwoorde kan hê nie, want ontdekking en groei voorveronderstel mekaar. Daarom wil Renaissans 'n veilige ruimte wees vir mense wat verken. Ons weet dat daar in alle tradisies waarheid te vind is. Daarom poog ons om ons ontginnings daaruit met eerbied en respek te doen, op soek na dit wat universeel en vir ons van waarde is. Ons waardes word gekenmerk deur openheid, egtheid, liefde en nederigheid en bovenal om nie te veroordeel nie. Renaissans bied 'n gemeenskap aan mense wat op soek is na ander wat die wêreld van spirituele verkenning met hulle kan deel. Of dit 'n fisiese gemeenskap is waarna jy op soek is, en of jy virtueel wil deelneem, Renaissans maak ruimte vir beide. Jy gaan nou luister na 'n opname van een van ons byeenkomste. Jy's welkom, neem deel, plaas jou kommentaar, geniet hierdie ervaring saam met ons. Goeiedag vriende, ons wil julle herinner om Renaissans in gedagte te hou met jou finansiële beplanning. As jy Renaissans 'n vaste item op jou begroting kan maak, kan dit ons help om 'n konstante inkomste te genereer, waarmee ons baie beter kan beplan en vooruitdink. Jou bydrae word opreg waardeer. Dankie dat julle hier is en baie welkom. En natuurlik glad nie minder welkom nie as julle, is hierdie twee musikante. Ons luister heerlik. So ons gaan verder luister en dan gaan ons in stilte beweeg, 'n bietjie stil sit en net wees. En laat daar gebeur wat ook al gebeur met jou. Kom ons luister.
skryf die wet moraliteit as 'n menslike gesprek. Ek kyk die afgelope week na talle video's op YouTube oor moraliteit, waar dit vandaan kom en wat die proses is, waarlangs die mens bepaal wat is moreel, al dan nie. En wat so opvallend is hoe meer ons weet, hoe gryser word dinge en word die gesprek interessanter as wat selfs ek vermoed het of toe ek dit laas besoek het. Dit was geïnspireer deur die gedagte aanvanklik in die filosofie dat 'n mens 'n God nodig het om moreel te kan wees. En voel ons mos deesdae anders, dat moraliteit iets is wat in ons ontwikkel en in gesprek tussen ons ontwikkel. Nou weet ek nie, maar ek wil vir julle ter inleiding, indien julle nie daarvan weet nie, hieraan bekendstel. Daar is in die filosofie tans 'n ding wat hulle noem the non-identity problem. En dit is net so 'n lusmaker vir die onderwerp. Dan kan jy dit dalk self ook verder besoek as jy wil. Die non-identity problem gaan hieroor dat hulle sê, daar is twee vraagstellings of hipoteses. In die een geval sê jy vir gehoormense, daar's 'n vrou wat baie graag aandag wil hê. En sy het sit en dink en besluit die beste manier vir haar om lewenslank aandag te kry, is deur 'n kind te verwek wat 'n gebrek het. Sodat sy hierdie kind in 'n rolstoel in die strate kan stoot, dat die mense aan hulle kan aandag gee. Sy raak toe swanger, en sy sluk 'n pilletjie wat hierdie kind met 'n gebrek sou laat. En sy bereik haar doel. Wat sou ons sê, is dit verkeerd van haar? Hoe sê die kinders? It's a no-brainer. Dis verkeerd. Ons voel nie goed oor so iets nie. Maar hier is 'n ander geval. 'n Vrou het 'n kondisie, sy wil baie graag 'n kind hê, en hulle sê vir haar, as jy vandag hierdie kind sou verwek, dan sal hierdie kind 'n gebrek hê. As jy 'n maand wag, dan is hierdie kondisie vir altyd uit jou lyf en sal jou kind normaal wees. En sy besluit, ek wil hierdie kind nou verwek. En sy het 'n dowe kind. Vra hulle vir hierdie kind agterna, hulle vertel vir die kind wat gebeur het, en hulle sê, is jy kwaad daaroor dat jou ma dit gedoen het? Dan sê hy, nee, want as my ma 'n maand gewag het, sou ek nie geleef het nie. En dis nie vir my so erg om doof te wees nie, ten minste het haar besluit, my laat leef. So, daai persoon is 'n non-identity wat sou gebore word oor 'n maand. En die derde een is dit. Dit gaan oor hoe ons na hierdie planeet kyk. Indien ons al die ontwikkeling toelaat wat ons lewens baie kan vergemaklik en met vreugde kan vervul, veral dit wat die tegnologie bied, en wat ook al, alles wat hierdie planeet nou deesdae so opvoeter, sê nou ons gaan bos, ons doen alles, ons steur ons nie aan die planeet nie, maar ons het 'n optimale lewensvreugde en geluk. En ons vergelyk dit met, ons kyk na die planeet, ons pas hom op, want ons wil hom oppas vir ons kinders. Maar daai kinders gaan nie wees nie, want ons gaan hierdie planeet laat uitbrand. Daar is 'n non-identity. Sou ons die opsie 1 kies, dan beteken dit ons is baie gelukkig, maar die aarde se bestaan is van korter duur, en die geslagte wat sou kom, is nie meer nie. En in hierdie non-identity probleem is die hipotese dit, jy kan nie sê jy het skade gedoen aan iemand wat nie gebore word nie. En met hierdie klomp goed en talle meer, luister ek na filosowe, en soos julle nou al van my ken, veral filosowe wat met mekaar stry, en ek besef net, hoe ongelooflik kan 'n mens hierdie ding van moraliteit analyseer, dieper gaan,
Maar hier wil ek stout wees en iets byvoeg. Ek het in 'n stadium, toe ek een van hierdie video's gekyk, gedink, stop dit net. You are over-analyzing it now. Mens kry daai gevoel. Daar is net 'n punt waarop mens net moet ophou om so cerebraal met iets om te gaan. Want hulle uitoorlê mekaar die hele tyd soos in 'n skaakspel met die verstand. En toe het daar 'n vrou gekom en sy was my so bietjie van the voice of reason within all these muscle making. En sy sê toe, hoor hierso, ek wil jou net daar stop. Wanneer ek oor moraliteit besluit, dan is daar 'n hele mens betrokke. My emosies is betrokke, my rasionele fakulteite is betrokke, my sentiment is betrokke, my opvoeding is betrokke. Daar's soveel goed wat ek saambring wanneer ek voel, ja, dit is reg en mooi en dit nie. Soos die een vrou gesê het, en sy is daarvan beskuldig deur een van die baie cerebrale persone. Sy het gesê, man, uiteindelik is moraliteit iets soos hierdie. Daar's 'n klomp goed in die lewe waarvoor ons sê jak, en daar's 'n klomp goed wat ons sê jam. En dan word sy deur Alex O'Connor natuurlik aangetree, en hy sê, ja, maar dis wat hy 'n probleem mee het. Ons idee van moraliteit is emosies. Ons hou nie van goed nie, dan sê ons dis verkeerd. Nou, ek het dit ter inleiding vir julle gesê om te sê dat die wêreld daar buite wat praat oor wat reg en verkeerd is en wat namens my en jou besluite neem oor wat reg en verkeerd is nogal leeuwêreld. Dis 'n wêreld van vele debatte en dit's nimmer eindigend. En is goed so. Ek het nie regtig 'n probleem daarmee nie, maar hulle maak vir my op 'n goeie dag soms net 'n bietjie moeg. Nou ter inleiding kom ek sê vir julle dit oor wat ek vandag wil kwytraak. Daar is mos nou hierdie vraag: het ons vir God nodig? Of die Bybel? Of enige godsdienstige boek nodig om ons op die pad te hou? Nou wil ek begin met 'n eenvoudige beeld. Stel jou twee wêrelde voor. Die een, in hom is moraliteit soos 'n klip. Dis onveranderlik, dis afgekap uit 'n berg, dis perfek, dis finaal. Wat daar staan, staan vir altyd. In die tweede wêreld is moraliteit soos klei. Dis gevorm deur hande, dis bewerk, dis herwerk, dis aangepas, soos wat nuwe insigte kom, en soos wat mense verander, soos wat ons verstaan en ons begrip verdiep. Nou kom die vraag, in watter wêreld leef ek en julle vanoggend? Die meeste mense sal sê, in ons land glo ek ook veral, sal sê, ons glo in die eerste wêreld. Maar die waarheid is, ons leef elke liewe dag in die tweede een. Die een waar moraliteit van klei is. Selfs daardie mense wat glo dat hulle in die wêreld van klip leef, leef nie daar nie. Hulle dink hulle leef daar. Dis 'n baie groot eis hierdie, dat moraliteit van buite moet kom. Die mensdom vra daarvoor. Hulle hou van so 'n moraliteit. Sê vir my, wat moet ek doen, dan voel ek veilig. Baie mense sal ook in die gewone lewe vir jou sê, dis wat ek met my lewe wil doen. Ek wil vir 'n baas gaan werk, gee vir my beskrywing van wat ek moet doen, en ek doen dit en gee my salaris en ek voel veilig, want ek wil nie self 'n maatskappy op die been bring, of 'n besigheidsplan, of dink wat om te doen nie. Dit werk nie vir my persoonlikheid. En ek dink die meeste mense hou van 'n sterk omlynde lewe, waar jy vir hulle sê, hier's dit. Doen dit so. En dit is wat geloofstradisies natuurlik doen. Hulle maak hierdie aanspraak dat moraliteit nie deur mense geskep kan word nie, maar dat dit aangegee word van bo, met ander woorde van buite die mens, van 'n goddelike bron af. En die implikasie hiervan is bitterlik belangrik. Alhoewel ek het gesê dit is nie realisties nie, en hulle dink hulle glo dit, maar hulle glo dit nie werklik nie. Hulle glo dit miskien as 'n vertrekpunt, maar nie as 'n eindpunt of 'n proses nie. Die implikasie is dit, as moraliteit gegee is, dan is dit nie onderhandelbaar nie. Dan is dit nie oop vir debat nie, en dan is dit nie onderhewig aan tydsverloop nie. Dis nie vatbaar vir menslike herinterpretasie nie,
En dis kennis weerstandig. Dit weerstaan nuwe inligting. Dit klink vir baie mense baie aantreklik want dit's vas. Dit voel vir hulle na standvastigheid. En dit verlos hulle van 'n taak, 'n moeilike een, want jy moet self dink. En soos ek nou geïllustreer het hier aan die begin, dis moeiliker as wat mens dink wanneer jy begin dink oor wat reg en verkeerd is. Dit verlos jou van die werk om te worstel met die lewe in sy fyner nuances. Dit ontneem jou daai wonderlike voorreg om net links en regs te kan oordele vel en etikette plak. En dit roep jou daartoe om verantwoordelik te wees daarvoor dat daar binne in jouself 'n sin vir moraliteit ontwikkel wat sal leef en in omgang sal wees met elke liewe dag met die kwessies van die dag. Dit moet iets wees wat in jou 'n verhouding met moraliteit kan vestig. En die ongemaklike vraag kom nou, en dit is as moraliteit werklik onveranderlik is, volgens soveel mense, dit wat reg en verkeerd is mos nou geskryf. Waarom lyk dit nie so in die praktyk nie? En daaroor het ek 'n hele boek geskryf, lank voor ek julle leer ken het, in 2014 is hy al uitgegee, Icona Moses. Mag ek van die Bybel verskil? En dit gaan net daaroor dat mense sê vandag vir jou, ek luister net vir die Bybel. Ek doen wat God sê. Maar dan kan jy om elke hoek en draai sien hoe dat hulle dit glad nie doen nie. Daar's soveel plekke waar hulle lankal met die Bybel onderhandel het en vir die Bybel nee gesê het en doen wat hulle wil. En een van my baie stout, omdat dit so 'n maklike voorbeeld is, ek wil nie eers praat oor slawerny nie, want dit is uiters maklik, maar 'n baie maklike voorbeeld in ons dag is, as daar volgende Saterdag in enige kerk in hierdie stad 'n troue plaasvind tussen twee mense wat al 2 keer tevore getroud en geskei is, dan kom daai mense, hulle kom in hulle massas en hulle kom dank die Here by daai troue vir hierdie derde kans wat hy hulle vriend en vriendin gegee het op 'n huwelik, terwyl hulle Bybel sê, en Paulus sê dit so, hy sê, nie ek nie, maar die Here sê, as jy geskei is, gaan jy of terug na jou oorspronklike eggenoot toe, of jy bly ongetroud, want 'n tweede huwelik van 'n persoon wat geskei is in God se oë 'n staat van egbreek. So jy is besig om oorspelig te wees terwyl jy getroud is wat die Bybel gesê het. Glo ons dit vandag? Nee. Glo Christene dit vandag? Nee. Glo predikante dit? Nee. Selfs hulle skei en trou weer. En hulle prys die Here vir al hierdie nuwe kanse. So dan sê ek daar, uitgevang. Jy glo nie in 'n boek waar 'n God vir jou gesê het wat reg of verkeerd is nie. Ook jy onderhandel met moraliteit. So daar's hierdie klomp stille wysigings waarvan mense nie bewus is dat hulle dit doen nie. En as ons na die geskiedenis kyk, en ek het net nou gesê, dit is te maklik om eers te noem, slawerny word deur die Bybel vir jou beskryf as iets wat jy so moet doen. En as jou slaaf weghardloop, dan stuur Paulus hom sommer vir jou terug. So, slawerny is geregverdig. Daar was 'n tyd toe geweld teen ongelowige of heidene nasies geregverdig is. Dit kan nie vasstaan nie, dis lankal geskrap, dis 'n stille verandering wat net vanweë ons verfynde moraliteit verander het. Die vrou is totaal en al mishandel deur misken te word as iemand wat gelyk is aan die man en wat kan doen wat hy kan doen en wat ook 'n brein het en wat regtig nie net hoef resepteboeke te lees nie. Maar ons sê ons verander nie, ons sê dit staan vas. So geslagte en geslagte se mense het soveel verandering self toegelaat, maar as jy vir hulle die vraag vra, die oorkoepelende een, wie glo jy moet sê hoe moet ons leef, dan sê hulle God en dit staan in sy woord. Maar hulle hardloop so, hulle spring so hekkies bo oor daai goed wat lankal verander het sonder dat hulle dit wil erken. So wat het verander? Nie die teks nie. Kennis het verander. 'n Sensitiwiteit het verfynd geraak. Die mens het verander. 'n Oupa wat elke dag Bybel lees, 'n kind kom by hom, sy kleinkind kom by hom en sê, oupa, verander die Bybel ooit? En hy sê, my kind,
Nooit nie. Die Bybel verander nie. Maar oupa het al baie verander. En ek dink dit is die eerlikste wat ons kan wees oor enige iets wat reg of verkeerd is. Want tot hier toe klink dit nou of ek nou pik op mense wat in iets soos 'n Bybel of 'n Koran of wat ook al vashaak. Ek en jy is ook daar, anders sou ek nie vanoggend met renessansie oor gepraat het as ek gedink het, dis irrelevant vir ons nie. Daar's 'n ironie wat ons almal miskyk en dit is dat ons sê, die mens vorm nie daagliks sy moraliteit nie. Soos wat ons leef, vorm ons moraliteit. Maar as dinge wat ek en jy in ons eie lewens doen, daar's houdings wat ons aangekweek het vanweë die pad wat ons stap, wat nie in pas is met wat as iemand jou sou voorkeer en sê, wat voel jy oor hierdie saak, dan sal jy met een of ander vroom ding vorendag kom, maar jy leef al lankal nie meer daar nie. En dit is die ding van die mens. Ons wil een ding voorhou, ons wil 'n baie skoon prentjie skep, terwyl die werklikheid bietjie morsiger is. Want hy's gevul met soveel uitsonderings, soveel klippe in die pad, soveel stokke in die speke wat die fietsie so bietjie laat heen en weer swaai, soveel goed wat veranderlik is, wat maak dat ek en jy die heeltyd moet navigeer. Wat is nou vir my hier reg? Hoe moet ek nou met hierdie mens praat? Hoe moet ek hierdie sit? Dit is regtig 'n lewenslange doenproses. Maar ons hou nie notas nie. Ons bly by die boek. By daai ding wat ek geleer is toe ek jonger was. Of daai ding wat ek besluit het 5 jaar gelede. Maar ek wyk daarvan af en daar's 'n digotomie en daar's ook baie innerlike konflik waarvan ons nie bewus is nie en dit bring spanning. Ek het 'n bietjie gaan lees oor die sielkunde hiervan. Dit bring baie spanning as jy nie leef soos jy sê jy glo jy leef nie. Dan is dit beter om dit te hersien en die harde werk te doen en iets anders dan op jou denkbeeldige boekie neer te skryf van wat reg of verkeerd is vir jou. Want anders raak 'n mens so dat jy kieskeurig en selektief raak, soos wat mense maar raak, en ek het dit nou klaar bespreek vanoggend. Mense raak, hulle kies sekere dele, daaraan klou hulle, sodat hulle kan sê hulle klou aan die woord van die Here. En as jy hulle na die ander goed toe vat, dan begin hulle net stamel en stotter. Want hulle wil nie daar gaan nie, want of hulle sal sulke goed sê wat nie sin maak nie. Mense kies wat simbolies is, ons kies dit ook. Mense kies watter goed is tydgebonde en wat geld vandag nog. En dis wat ons doen. So ons leef baie keer in ontkenning oor wat ons as moreel sien, of in erkenning daarvan, maar ons leef dit nie. En dinge is in ons lewens dikwels verskriklik omslagtig en ons het lang vergaderings nodig met onsself om dit uit te werk. So wat gebeur wanneer gemeenskappe regtig probeer? Hulle probeer om onveranderlik te wees in hulle moraliteit. Daar is sulke gemeenskappe. Ek meen as jy nou dink aan mense soos die Amish, dit mense, dis 'n voorbeeld van mense wat dit probeer. Die wetenskaplike vooruitgang word gestuit. Sosiale kompleksiteite word net eenvoudig geïgnoreer. Die menslike ervaring word beperk tot vaste, ou kategorieë. Die biologie word ignoreer en ons sien dit met hierdie genderstories vandag, sien ons hoe mense dit net eenvoudig ignoreer. Hulle steur hulle nie aan wat die kundige sê nie, hulle hou by ou kategorieë en verkondig dit aggressief. En dis tipies van mense wat so stommerikke net staan by ou kategorieë. En die gevolg daarvan is 'n morele stilstand. Hulle sou dit graag wou beskryf as standvastigheid. Daar's 'n baie groot verskil tussen standvastigheid, ek staan by wat ek glo, en onkunde en stagnering. Want dis agteruit beweeg, terwyl die wêreld vorentoe gaan, bly jy op een plek staan en dit is immoreel. Want daar's mense en diere en 'n planeet betrokke in jou sogenaamde standvastigheid.
So moraliteit is beslis 'n gesprek. En as ons eerlik met onsself moet wees, dan moet ons sê vandag, moraliteit kan nooit 'n finale dokument wees nie. 'n Kode wat ons teen die muur plak vir altyd nie. Dit bly 'n lewende gesprek, eers innerlik met myself, en dit word 'n gesprek tussen my biologie, met ander woorde, my empatievlakke, ek moet dit ook ondersoek. Ek moet dit ondersoek. Vir my om te vra wat is reg en verkeerd, moet ek eerstens gaan vra, hoe empaties is ek? Hoeveel voel ek vir dit wat hier rondom my aangaan? Want dit gaan bepaal vanuit watter mens ek kom na die vraagstukke oor reg of verkeerd, of hoe ek moet optree. Wat voel ek? Wat is my vermoë om pyn raak te sien wanneer ek dit teekom en dit erken? Wat is my vermoë om ons kultuur reg met waardering sowel as kritiek te kan lees? Is ek iemand wat net eenvoudig ons kultuur beskerm? Soos my ouers ons geleer het om te leef, wil ek beskerm, of is ek bereid om te sê, daar was pragtige goed, maar kom ek fynkam dit? Ons geskiedenis bepaal wat ons vandag voel. My en jou geskiedenis in hierdie land bepaal ons empatievlakke teenoor mense van kleur. Dit gaan oor dit gaan beïnvloed wat jy as moreel beskou, wanneer jy met hulle werk. En dit gaan fyn goedjies wees, want jy gaan jouself nie toelaat om hulle te vermoor nie, maar jy gaan jouself dalk toelaat om hulle saggies te mishandel en met disrespek te behandel, vanweë iets wat jy nie besef nie. Dis nie deel van jou morele kode nie. Dit staan nie in jou boek geskryf nie, maar dit lê in jou swak empatievlakke, lae empatievlakke met hulle, want my kultuur en geskiedenis het dit gekultiveer in my om ongevoelig te wees teenoor hulle en meer vir die eie te gaan, wanneer ek beskerm en liefde uitdeel. En dan ons nuwe kennis. As ek 'n gesprek kan hê tussen myself, my biologie, my empatie, my kultuur, my geskiedenis en nuwe kennis, dan gooi ek 'n klomp goed in daai vergadering op die tafel. En wanneer ek daar begin oorpyns en bedink, dan kan ek stories en mites en geskrifte neem en met hulle ook in gesprek tree, en dan kom daar werklik groot veranderings. Nuwe breinpaadjies, nuwe hartklop, 'n hele nuwe manier van voel en dink en doen. En dan besef ek, geen geskrif, nie 'n Bybel nie, nie ons gesin of ons nasie of ons kultuur se manier van doen nie, ook nie myne tot nou toe nie, 'n nuwe ene kom tot stand. Nou kom daar 'n nuwe storie. As ons dit nie doen nie, om dit bitterlik eenvoudig te illustreer, dan is ons soos iemand wat hou van die ou landkaarte. Amper daar net na Jan van Riebeeck, as iemand toe 'n kaart kon teken van ons land. Intussen is daar oor riviere brûe gebou. Daar's talle nuwe paaie gebou. Daar't stede ontstaan waar jy sommer net wil deurjaag. Die hele plek het verander. Dis baie belangrik om 'n opgedateerde kaart te bestudeer wanneer jy jou pad wil vind. En dit is wat gebeur wanneer mense dit nie wil doen nie, as jy vashou aan die oorspronklike kaart. Wat weerspieël dit? Wat sou dit weerspieël? Nie iets wat ek of jy anders kan as om voor te lag nie, en sê, oupa, hier is GPS. Los daai kaart. En die meeste van ons kies, gelukkig, die tweede. Maar soms raak ons, sonder dat ons dit weet, en ek gaan dit nou so stel, in ons knee-jerk reaksies, in ons refleksreaksies, spring ons terug in ou maniere van dink oor goed, en dan gooi ons die nuwe navigasietoestel maar weer eenkant. So wat probeer ek sê vanoggend? Om werklik 'n morele wese te wees, is harde werk. Jy moet die hele tyd vir jouself dophou. Jy moet die hele tyd as jy opgetree het vir jouself vra, het hierdie uit 'n plek gekom wat in ooreenstemming is met 'n mens wat daai gesprek gevoer het? Of as ek weer terug in ou refleksbewegings? Want die ding is, as ek dit gedoen het, dan is ek mos nou skuldig. En as ek skuldig is, gaan ek dit verdedig. En daar's niks beter om iets meer te verdedig, as om nostalgies te raak oor die verlede en die ou maniere van dink nie. Nostalgie hou hierdie land tans
In al sy groeperinge hou nostalgie hierdie land vandag in 'n greep. En ons almal weet dit. Ons almal weet dit. Jy het 'n ideologie, en jy het 'n teenideologie, en jy het nog 'n ideologie, en jy het 'n ultrakonservatiewe en 'n liberale, en jy het alles. Alles is nostalgie oor ideologieë van groeperings, en niemand kry mekaar gevind nie, want niemand wil innerlik, intern, hierso in jouself, intrap persoonlik, daai gesprek met hulle self gaan voer nie. Hoekom is dit moeilik om dit so te erken? Want dit bring verantwoordelikheid. Wat is daai verantwoordelikheid? 'n Verantwoordelikheid om te verander. Ons het as dinamiese wesens, ons is gemaak om dinamies te wees. Daarmee sê ek vanoggend vir ons, ek het 'n verantwoordelikheid om te verander. Dit kan nie anders nie. As daar nie 'n finale buitegesag is wat klaar alles vir my bepaal het en ek gaan net meganies hou by daai wette nie, dan is dit iets wat ek moet besluit, wat ek moet hersien. En dit is angswekkend, want dit beteken ek kan verkeerd wees. Dit beteken ek moet nog dinge byleer. Dit beteken ek moet meer luister. En dit beteken ek moet die hele liewe tyd verander. Maar dit is iets wonderlik, want ons is gemaak daarvoor om so uit te dui, meer van onsself te word, ons breine nuwe paadjies te gee, ons harte nuwe dieptes te gee, nog kamers te ontwikkel in ons gemoedere. Dit is 'n wonderlike ding, maar dit neem werk. So 'n morele volwassenheid vra nie hierdie vraag, kom moraliteit van God af, wat 'n boek sê dit die beste? Hy vra nie daai vraag nie. Hy sê ek weet. Moraliteit is iets wat gebeur wanneer mense hulle beste vermoëns gebruik om goedheid te verstaan. Moraliteit is wat gebeur wanneer mense hulle beste vermoëns gebruik om goedheid te verstaan. Is wanneer ek empatie ontwikkel, my kennis uitbrei, my eie vooroordeele bevraagteken en bereid is om te verander. Dan word ek fyner. My moraliteit word keuriger. Ek word meer menslik en ek word meer insluitend. Ons hou dikwels vas aan die idee dat moraliteit klaar neergeskryf en neergepen is. Miskien is daai waarheid glad nie waar nie. Miskien lyk dit anders. Miskien lê moraliteit nog altyd soos wat dit destyds in die hand van die Bybelskrywers en al die ander antieke skrywers se hande was. Miskien lê dit nog steeds vandag in die hand van die mens. En is dit 'n samewerking waar mense hulle eie ervarings, hulle eie pyn en hulle eie insigte gebruik om stadig maar seker voort te skryf en beter te kan skryf. En ja, hulle maak foute en ek en jy sal. Maar die teks moet verbeter. Hy moet elke liewe dag verbeter. Nie omdat hy ooit finaal kan wees nie, maar omdat hy die heeltyd lewend gehou moet word. My vraag aan ons vanoggend ten slotte is dis: is moraliteit veranderlik? Ja, dit is. Dit behoort nie eens by ons 'n vraag te wees nie. Die vraag is ons eerlik genoeg om te erken dat dit al lank al verander het, maar dikwels onbewaak. Te onbewaak. Sodat ons nie weet waarom dit verander het nie, en ons nie ons samewerking in daai proses gegee het nie. En dan gaan ek afsluit met my sinnetjie van net nou, en hom vir die derde keer gee. Wat gebeur wanneer mense hul beste vermoëns gebruik om goedheid te verstaan? Moraliteit gebeur daar. Dit was my storie.
gaan koffie drink is nie reg of verkeerd nie. Dis net lekker. So julle is genooi, kom ons gaan drink koffie, die van julle wat lus het daarvoor. Dit sal lekker wees om te kuier. Dankie julle, ons luister terwyl julle ons Goeiedag vriende, ons wil julle herinner om Renaissance in gedagte te hou met jou finansiële beplanning. As jy Renaissance 'n vaste item op jou begroting kan maak, kan dit ons help om 'n konstante inkomste te genereer, waarmee ons baie beter kan beplan en vooruitdink. Jou bydrae word opreg waardeer.